Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Met 'n agtergrond in boekhou het Louanie Marques aanvanklik by die ontvanger van inkomste gewerk en ook so wat 40 maatskappye se boeke van die huis af behartig. Daarna het sy 'n ander koers ingeslaan deur 'n tuindiensbesigheid te koop wat sy van 100 na 300 tuine per maand uitgebrei het. Dit was egter haar seun se huiswerklaar, tesame met sy sport wat haar genoodsaak het om hom te begin help met opsommings. Sodanig dat sy vir sy maats ook begin opsommings maak het. En so is Studiemeester gebore, 'n innoverende leerlingondersteuningsplatform wat ouers die geleentheid bied om hul kinders se leerwerklaring te verlig sonder om akademiese groei te stuit. Lekker leer en lekker luister. So vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Weet jou familie? Wat is die pad wat jy gestap het tot waar jy nou vandag studiemeester het? Ek het in Germiston groot geword en ons het nie baie getrek nie. Ek het my hele lewe lank daar gebly en die dag toe ek wel trek is toe ek trou. Van toe af is ek in Boksburg en dit grens Marlins en Whitfield grens aan mekaar. So ek is my hele lewe lank nog in die selfe area. Ek hou nie daarvan om na ander areas toe beweeg nie, want ek wil nie gaan soek as ek iewers heen. Jy weet presies wat is dat. Ja. Maar ek wil is julle nie tegnies stede daar nie. Ek bedoel is nie klein nie. Ek het nou die dag eerste keer daar in Boksburg. Ja, maar dit was altyd klein. Daar waar soos die Eastrid Mall is, was plotte geweest. Daar was niks daar nie. En wat familie aanbetref, het ek 2 seuns. Die een het 'n kar was, die ander een is besig om vir my wegneem plekkie op te sit by sy broer se kar was. So. En 'n mens probeer hulle maar onafhanklik kry en dat hulle vir hulle self kan sorg en want werk is skaars. En wat my loopbaan aanbetref, ek het my eerste werk was by die ontvanger van inkomste. Pragtig. Ja. En maar jy het seker die helfte van jou vriende dan oor of het hulle jou vergewe vir nee. Hulle het my jy het daar baie vriende daar gemaak ook. Wat is dit? Ja. Dis die tipe mense wat jy wil ken daar. En ek was maar altyd in die boekhoubedryf gewees en toe het ek boeke van die huis begin afdoen. Ek het seker so 40 maatskappye se boeke gedoen. 'n Tuindienste gekoop, met 100 tuine begin en met 'n maand begin en toe geëindig op 300 tuine 'n maand en dis toe studiemeester ook begin het. My seun het begin eksamens skryf en hy was baie besig met sport. Ek het vir hom probeer makliker maak. En so die maatjies en die maatjies se ma's ook gevra dat ek vir hulle afskrifte gee en ek het 'n klein webtuistetjie opgesit want ek moes die hele tyd e-mail en jy doen net nou die goedheid van jou hart uit. Ja, en toe het hierdie webtuiste net gegroei en gegroei tot waar ons vandag is. Prima, nou, so terwyl jy nou vir SARS werk, die tuin of die boekhouding, nee, so jy het, ek hoor altyd die boekhouer is die ou wat, jy sommer net na die nommers kyk, nee, nou weet jy waar is 'n geleentheid, is dit wat gebeur het, kon jy, hoe kom het jy jou tuindienste besluit? Weet jy wat, ek was, omdat jy in boeke werk, en sit jy die hele tyd in 'n kantoor en goed, en ek was bietjie lus om iets buite te doen. So dit was nou nie... Ja, nee, dit was nie, ek was net lus vir iets anders. So ek is ou nuuskierig, want ons gaan nou oor studiemeester natuurlik, dis waaroor ons gaan hoofsaaklik praat. Hoe het jy 100 tot 300, wat het jy anders gedoen om so te 3 keer groter te maak? Ek dink dit is maar net diens wat jy gelewer het. En nou maar die ou vertel van sy buurman en daai vertel van sy buurman en so het maar aangegaan. Jy het geniet? Net groter, ja, ek het dit geniet. Of jy het jy moeg geraak toe weet jy wat, vir outdoors? Nee, ek het nie moeg geraak vir outdoors nie, dit was, toe dit groot raak, jy werk net met mans, al jou werknemers is mans, en vir 'n vrou het dit moeilik geraak om dit te hanteer. Ek sien, so is maar 'n bietjie macho omgewing. So, studiemeester, gee ons 'n opsomming van die tipe besigheid in die industrie. Weet jy wat, ons help eintlik ouers meer as wat ons kinders help, want ouers vandag hulle is heeldag op kantoor, hulle 6 uur in die oggend is hulle uit die huis uit, hulle kom vanaand eers 8 uur terug, dan moet die kind 'n toespraak hê, hy moet dalk inligting hê.
Hulle het nie die tegnologie by die huis nie en hulle word nie toegelaat by die werk nie. So hulle kry ook nie tyd om die kind te help om te leer nie. En jy moet ongelukkig kinders help om te leer want 'n paar jaar, sê 20 jaar terug was daar 25 kinders in 'n klas, nou is daar 40 op in 'n klas. So jy kan ook nie die onderwyser kwaadlik neem dat hy nie almal kan aandag gee nie. Die dag is die alhoewel die kinders meer geword het, die dag het nie langer geword nie. So ons is maar diens aan daai ouers. Jy kan vir ons 'n e-pos stuur en ons kan jou help om die kind se taakinligting te kry as hy daar hulp nodig het met 'n toespraak skryf en self met eksamen. Kan jy vir hom 'n opsomming aftrek dat hy die werk wat hy moet leer in 'n korter tyd leer of makliker, of ons doen al audio-visual wat kinders wat sukkel met lees, wat dan kan luister. En ons glo net elke kind moet gehelp word en 'n kind wat nie goed doen nie. Hy moet dieselfde vertroue kry om te weet ek kan dit ook doen. Dis nie sy skuld. Sy ma werk van 6:00 die oggend tot 8:00 die aand nie. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Volgens 'n wêreldwye geletterdheidstudie, Progress in International Reading Literacy Study, of genaamd PIRLS, wat in 2016 onderneem is, lees 78% van graad 4 leerders in Suid-Afrika nie met begrip nie. Die leerders kon nie spesifieke inligting opspoor of weergee in leesstukke nie, en het ook gesukkel om duidelike afleidings oor gebeure te maak. Suid-Afrika het die swakste gevaar van die 50 lande wat aan PIRLS deelgeneem het. Daar is 12.810 leerders van die 293 skole landwyd getoets. Leerders is getoets in die taal waarin hulle gedurende graad 1 tot 3 onderrig is en al 11 amptelike landstale is gebruik om die resultate te verkry. Hoe baie keer is dit, ek weet nou, soos my vrou is 'n wiskundige en sy het ons in Engeland gebly het, sy ook vir sakgeld was sy tutor. En sy het altyd vir my gesê, sy bou eers die kind se selfvertroue op. Ja. En dan volg die wiskunde, of die resultate. Is baie van hierdie kinders net, ek wil sê, is hy selfvertroue geknak in 'n mate, dat hy dink, of sy dink, hulle kan dit doen nie. Ek dink so. Ek dink want as jy sukkel om iets deur te kom, maar iemand help jou nie om te wys jy kan nie, gaan jy aanhou sukkel. Maar as jy eers net die voorsmaakie kan kry van ek kan, dan gaan jy weet jy kan, en jy gaan al hoe beter wil doen, en jy gaan al hoe beter wil doen. So hoe som julle, en natuurlik die proefs in die pudding, so hoe weet jy op 'n punt gekom waar jy weet julle opsomming is okay, jy weet nou gebruik jy kan die opsomming en hy dryp, wat nou nie die geval is nie, maar hoe het julle geweet? Want ons kry baie terugvoer van ouers af. Ons het al ouers gehad wat se kind van 'n 40% na 70% gemiddeld toe gegaan het, net met bietjie moeite. En ons probeer almal akkommodeer, soos die audio-visual, ons doen dit in vraag en antwoord, ons doen dit in puntsgewys. So nog steeds kan die ouers die keuse om te kyk wat kan werk vir sy kind. So sodra jy by die een uitkom wat werk, dan is dit net makliker. So dis 'n wonderlike spyskaart en daarop van opsies. Nou en okay, so watter jare ons doen van graad 1 tot graad 12. Blikskorrel. En is daar 'n spesifieke ouderdomsgroep waar daar meer van is? Ek bedoel, is dit meer hoërskoolkinders, meer laerskoolkinders? Ek dink meer laerskool. Is dit laerskool? Vragtig. Ja. Hel. En ek dink ook wat die opsommings doen, as jy van laerskool af dit gebruik, jy sien. Jy weet as jy hoor, kan jy al sien hoe word dit gedoen. En jy sal daarby uitkom om dit self ook te kan doen. Sure. En wat se vakke spesifiek? So weer eens, wat is die vakke wat julle doen alles? Al die vakke. Prachtig. Al die vakke en governmentskole, privaat skole. Ons doen tot tuiskole. Sure. Ja. So en dis hoekom sê ons is nie eintlik 'n diens aan 'n skool nie. Dit gaan oor die ouers. Ons is 'n diens aan ouers. Sure, dis fantasties. Is daar spesifieke vakke wat meer? Ek bedoel ek het nou die so sê die veer wiskunde genoem. Ja. Want ek dink dit is seker nogal Ja, wiskunde is nogal grootendeels 'n probleem. Dis hoekom ons poog daarin. Ons wil en alle ouers kan nie ekstra wiskunde klasse bekostig nie. So dit wil ons volgende stappie maak om aanlyn klasse by te voeg wat deur onderwysers aangebied word wat meer ouers kan
meer kinders op 'n slag kan bywoon, want as jy wiskunde klas toe gaan, daar is net soveel plek. Ja, en is geografies gebonde. Ja, en meer ouers kan dit meer bekostigbaar maak. Sjoe. Dis 'n fantastiese inisiatief. Ek dink ek moet jou vrou bel. Ek wil net ek dink nou alles deel, maar ek dink ook aan ons is tuiskolers, nê. So dit is selfs jy praat so in goeters en is natuurlik wat fantasties is. Julle het weggespring in Afrikaans wat ek dink is die moeilike deel. En julle het ook Engels, want as jy eers met Engels wegspring, is moeilik om na die Afrikaanse deel te gaan. En weet jy wat, as jy as selfs kinders wat taakinligting soek, weet jy hoe moeilik is dit om iets in Afrikaans op die internet te kry? Sure. Dis Engelse skole het dit maklik, want enigiets is beskikbaar. Ja, sure. Ek kry so rilling. Ek het as 'n 16-jarige, ek weet nie, my pa was ingenieur en hy het wiskunde vir ontbyt, middagete en aandete geëet. Ek het nie van wiskunde gehou nie en ek het een vakansie moes ek master maths dan welkom bywoon met hierdie oorfone en goed. Ek het goed gedoen daarna, maar dit was een van daai ek kry as 'n koue rilling as ek aan dink. Ek kon in die straat rondgehardloop het. Hoe gaan julle te werk om nuwe kliënte te werf? So jy het nou gesê die ouer is natuurlik die primêre teikenmark. Ek weet skole op sigself. Ek bedoel julle is die skole se vriende, nee, dis nie asof julle in kompetisie met hulle is en so. Ag, weet jy wat, ons het maar meestal is dit maar deur sosiale media. Ons hou nou en dan kompetisies. Ek gee een keer 'n jaar 'n vakansie weg vir een van ons ouers se week in Desember. Ons hou sulke tipe kompetisies maar ek dink meeste kliënte is maar deur word of mouth. Was dit? Ja. Hoor jy my laas het julle gesê julle het aktiewe werbing by die skole, nê? Of wat is wat ons doen, ons sal as die skole uitkom, sal ons pamflette daar afgee vir die ouers en seker goed, maar eintlik is ons so besig, jy kry nie meer tyd om dit te doen nie. Ja, ek wil sê dis ook nie, dis nie nodig nie, die ding hardloop net, hardloop. Wat is die belangrikste besigheidsles? Ek wil dis 'n moeilike een. Jy kan vir ons 'n paar gee, so jy hoef nie net een te noem. Ek sal vir julle, daar's net een wat om mense kom na jou toe en sê ek kan dit en dit en dit doen. Hulle vaardighede is, weet, ons het op 'n stelletjie afgetrap wat ons iemand vertrou het met ons website wat glad nie uitgewerk het nie. So my motto is nou as ons mense onderhoude voer, jy kom werk daar vir 'n dag of 2 en ons doen jou eers. Just check jou uit. Ja, voordat ons enige besluite maak. Sure. Maar dit is altyd daai wat hulle mos die ysberg effek. Jy sien net die stukkie bo wat die water uitsteek, maar die verrassing, wel aangenaam of onaangenaam is, sit onder die water, nê. So ja, en dit kan vir jou groot skade aanrig. Het jy nog 'n besigheidsles? Want ek weet jy was nou in verskillende besighede. Ek sê nou skieurig, jy moet nog iets vir ons sê. Nog 'n les. Jy het nou jou seun het nou byvoorbeeld. Dit is net omdat ons nou voor die tyd gesels het. Hy gaan nou hierdie wings, chicken wings, né? En dinge is fantasties. Ek het die foto's gesien. Wat sê jy vir hom? Wat om nie te doen nie? Moenie Rome probeer in een dag bou nie. Begin klein en dit sal vir jou uitwerk. En skaal van en jy moet al die tyd daar wees. Voordat jy, want baie mense sit 'n besigheid op, stel 'n bestuurder aan en so jy weet nie nooit eintlik regtig wat. So jy moet ten minste vra, en ek het dit vir my ander seun ook gesê toe hy die kar was koop. Jy moet maar vir 'n jaar lank hier uitgang. Jy moet eers weet hoe werk alles voordat jy. Of hy vriendin vir jou wat die sekuriteit, nee, soos in byt vas. Gaan druk deur, leer verstaan wat die aangaan voor jy net iemand aanstel en ja. Baie goeie advies. Maak jou hande vuil. Wat dink jy kan jy nog beter doen in die besigheid? Dis wat ek het dit nou al genoem, om graag aanlyn klasse. Dit is nou so die volgende stap. En wat ek ook wil doen is ek wil 'n document camera vat en 'n onderwyser sê, na verskillende onderwysers toe gaan en sê, werk hierdie vraestel saam met die kind, want kinders leer baie keer. Dan kry hulle daai vraestel voor hulle. So hulle weet nie eintlik om dit wat hulle geleer het toe te pas in die vraestel nie. Pragtig. So as dit kom by sê maar eksponente. As jy die vraestel kry,
dan dink jy, yes, hoe gaan ek dit nou doen? Maar jy moet net aan jou eksponentwette dink wat jy geleer het. Al skryf jy dit vir jou neer, as jy in graad 7 is en daar is net 10, skryf hulle vir jou neer en pas hulle net toe. Maar vir een of ander rede as hulle die vraestel kry en hulle sien eksponente, dan dink hulle, vrek. Maar hulle ken dit, Ek sien. maar hulle kan dit nie toepas nie. So die mense onderskat dit, nee. So die En ek het dit baie met my eie kind gesien. Wat hy weet wat hy ken alles, maar as hy dit moet toepas, dan, ek weet nie of hulle skrik of... Yes. Dis baie interessant. Ek dink onmiddellik toe jy nou sê, soos die toepassing, as jy gaan kyk na, ek weet byvoorbeeld, is toevallig, want ek het 'n boek eendag gelees oor die Harvard MBA. En ek dink baie van die beste MBA selfs in die wêreld, al wat hulle doen is gevalle studies. Dis die toepassing van die inligting. Daar's nie, Ja, definitief. dit is net, ons kyk hoe hierdie strategie toegepas word, nee, so dis baie interessant. So wat se raad kan jy klipkouers gee ten einde nuwe geleenthede te identifiseer? Ek wil, jy het nou al 3 verskillende besighede gehad, nee? Weet jy wat ek dink, het gaan nie altyd, en ek beweeg nou in die laaste, want ek het nou studiemeester, het ons al, ek dink ons 11de jaar, en ek het ander goed tussenin probeer, soos die koffiewinkels en sulke goed, maar dan leer jy ook maar les daai, dis 'n besigheid wat jy permanent daar moet wees, jy kan dit nie oorlos in iemand anders hande nie, so ek glo stick to what you know. En die res gaan self kom, soos wat jy aangaan in jou eie besigheid en jou eie passie, gaan dit vir jou deure oopmaak, maar sodra jy gaan vroetel, van waar jy nie eintlik iets van weet nie, dit gaan vir jou moeilik wees, maar dit wat vir jou lekker is, gaan vir jou makliker, dit gaan vir jou deure oopmaak wat jy nie gedink het kan oopmaak nie. Wat dink jy is dit, raak mense dit, ek kry die idee dat dis daai mastery, so jy raak so goed met wat jou werklike passie is, jy raak verveeld. Ja, dit en dan wil jy nou gaan bietjie afwyking hê en dan kom jy agter, jy soek nou maar maar dis hoekom ek nou begin swat het. So ek het nie tyd om verveeld te raak nie. Wat swat jy nou? Ek doen 'n BA graad. Ja? En dan gaan ek nou maar die jaar daar nog 'n jaar ekstra doen om maar onderwysgraad te kry. Wow. So is weer eens om jou die hele mark en alles en ek het gedink, maar dis relevant, nee, jy het nie nou jy's besig om kuns te doen. Ja, doen dit maar in jou industrie. Wel, ek is besig om 'n ukulele te leer speel, so ek weet nie hoe dit my podcasting en alhoewel alles sê dis goed vir die kreatiwiteit, nee, so ek het maar ek kry nie my blerrie vingers op die ding. Hy's te klein, maar in elk geval, maar ja, ek het dit is altyd goed om iets nuuts te leer. Ek dink dit is die groot ding. Dit gee jou ander idees, dit maak ander horisonne. Jy kyk net met 'n nuwe perspektief na goeders, nee, so. Maar ek moet vir jou sê dit is ook bietjie moeilik want ek's by Afrikaanse Universiteit. Ja. Maar die een vak het ons 'n Engelse handboek. Maar jy skryf die vak in Afrikaans. Hoe aarde. En dit is rekenaartegnologie. So jy kan dink aan die vertaling. Yes. So. Maar dis nou waar jy as mens nou as groot mense uitmis, want ek onthou jou belangrikste hulpbron. Toe ek op waarskynlik was die girls wat die goeie notas gemaak het. Die opsommings. En jy weet daai girl kry as jy gesort, want dit was hulle het ons het ook Engelse handboeke, maar ongelukkig was die notas in Afrikaans en dan is dit maklik, jy weet van ja, maar dan moet jy in Afrikaans skryf. Ja, maar dit was altyd vreemd. Ek kyk nou dat jy dit noem, ek dink terug dat alles jy het alles in Afrikaans. Jou brein werk amper op 2 verskillende vlakke wat tricky kan raak. Wat is tans of historiese groot pyn in die besigheid? Ek weet wat die een is, maar ek weet nie of ek sou hoor wat julle sê. Julle het al vir my genoem. Ja, die hartseer ding is mense wat die nie besef dat jy baie hard werk om daai studiemeester materiaal aan mekaar te sit nie. Ons het nou weer 'n geval gekry wat iemand die studiemateriaal adverteer en verkoop en wat so hulle blatant net dit plagiaat gepleeg. Ja, maar ons is nou besig met 'n saak en dis asof hulle dink hulle doen nie iets verkeerd nie. Ek meen ek moet nou so ver soos Hooggeregshof toe gaan om vir die vrou verkeerd te bewys. Goeie, en ek dink nie mense besef regtig. Ek wil hê 'n ma moet eintlik gaan en haar kind se handboeke vat want hulle het 7 vakke in graad in die laerskool en dan word dit so 9 hier van graad. Vat al daai handboeke, gaan som dit op, kyk hoeveel tyd vat dit jou
En ek voel net hulle benadeel ander ouers, maar die gelukkige ding is, hierdie ouers word altyd uitgevang, want ons het loyale ouers. Ouers wat voel, weet jy wat, betaal vir die diens kan uitbrei, maar as almal dit nou net vir, jy weet, almal aanstuur, gaan ons nie later nie meer van die diens gebruik kan maak nie. En ek wil, julle pryse is billig, was R200 'n maand, nie asof dit R2000 'n maand is nie. Nee, R200 'n maand. Dis niks vir wat jy kry nie. So ek wil jy nou ook sê julle is 11 in die kantoor, nê? Nee. Hoeveel is julle nou? Ja, 11. So en hoe gereeld moet daar opgesom word? Of as ek weet is die Engels, ek bedoel die Engelse komponent, het julle alles nou ja, weet vertaal? Jy wat, ons het 11 in die kantoor, maar ons het ook mense wat van buite af wat is dit werk, ja. Op die, ek wil sê, ja, is dit geldsoorste funksies? Ja. En wat gebeur is, jy weet, hulle gebruik vir 'n skool gebruik vir 2 jaar dieselfde handboek en dan ewesklik besluit hulle net. Daar's skole wat selfs nie handboeke het nie, wat ouers vir jou die goed afrol wat die kind moet leer. En dan help jy met help jy daai manier, daar's so kom ons aan die handboeke nie, is dit net nie ek sal nie weet nie. Primitief of net ja. Wel, ek moet jou vertel, ons weet van privaat skole wat die ouers soveel skoolfonds betaal en die kinders het nie handboeke nie. Pragtig. Ja, papiere word in die boek geplak. Hoekom dit so is, kan ek nie vir jou sê nie, maar en hulle sal net, soos ek weet, baie skole het tablette probeer, dan werk dit nie, dan koop hulle maar weer nuwe handboeke aan. So dis net daai wat jy al die tyd moet mee byhou, maar ons het al 'n stoortjie, ek kan nie eers vir jou sê hoeveel handboeke, dis 'n hele kamer, met net handboeke van die dak tot die vloer. Goeie jammer. Ja, en ek dink dis wat ouers ook nie, mense kry ook die verkeerde indruk, hulle dink CAPS is 'n handboek, soos in 'n vaksie, soos natuurwetenskap. CAPS is net wat die regering vir jou gee waar volgens jy moet werk. Maar elke handboek, het klink nou snaaks, almal leer dieselfde, maar daar's tog verskillende goed in elke handboek. So ons doen nie net die algemene ding en sê ons doen CAPS opsommings, die kinders moet dit en dit, ons doen dit volgens die handboek wat die kind in die skool gebruik, van die onderwyser stel die vraestel uit op in daai handboek. So julle het variasies van opsomming vir 'n vak. Ja. Goeie hemel. Sjoe. Ja, so wat is daai as jy nou na daai, as jy dit is, ek weet nou terme is ons my SKUs, as jy weet mos in FMCG jy het 'n 1 liter Coke, 'n blikkie Coke, jy het 'n 2 liter Coke, so nou het jy 3 SKUs. Hoeveel SKUs het julle? Weet julle? Yes. Julle het nou nie net wetenskap as 'n vak verstaan 5 nie, julle het nou ek dink ons het al oor die 80,000 files. Goeie hemel. Ja. Ja. PDF-leers op ons webwerf. Ongelooflik. Ja, dit is baie. So nou dink ek onmiddellik toe jy sê 80,000 dinge kan julle sekuriteit en alles. So watter ander verskaffers het 'n groot impak op julle besigheid? Weet jy wat, definitief Vento Technologies, hulle is in George en hulle loop al 'n lang paadjie, so hulle is my developers. En hulle loop al 'n lang paadjie saam met my en ek dink hulle ken die besigheid soos 'n boek wat ons het al veranderinge aangebring en goed wat nie werk nie, dan kry ons iets anders wat werk en weet jy wat, hulle is altyd daar. Jy kan enige tyd van die dag op hulle knoppie druk en dan sal Lelani Kieter, sy was ook saam met my van dag 1 af, my bietjie touwys gemaak met jy weet hoe om te adverteer, met advertensies, het ons vir 'n rukkie mekaar nie gesien nie, en het ons so 5 jaar terug, ek dink ek ken, want ek het haar tuin gedoen, dis hoe ek haar ontmoet het. Pragtig. Met my tuindienste. Was jy so ver? Was jy daar in Wesraad? Nee, sy toe in daai stadium in Edenvale gebly. Was sy, natuurlijk. En dis waar ek haar eintlik ontmoet het, en toe sy so paar jaar terug nou, toe sy ingespring, en voluit saam met ons 'n paadjie begin loop. Ja, Lelani natuurlik van die klipkouers weet, ek het daar so 2 jaar terug onderhoud met haar gehad, Date Night SA, so 'n regte bonneltjie energie, en sy verstaan die digitale dinge. So. Ja, nee, sy doen. Hierdie Vento, so ek wil net, so jy het nou byvoorbeeld hierdie, wat jy sê, wat julle nou die ontwikkeling
audio visual, so hulle doen daai hierdie goed vir julle. Nee, So hulle maak dit weer. ons doen alles self. Ons doen die hele leer. Hulle maak net seker Hulle dat hy sorg net dat hulle sal op die einde net vir ons sê in watter formate ons dit moet en alles, dan sal hulle die website so develop dat ons self alles kan oplaai, maar ons doen die recordings, want die prentjies beweeg ook, nee. Ja, ons het soos die animation en ja, en so as die kind na die opsomming kyk, dan sal animation in en hy kan hoor, hy kan sien, hy kan lees, hy kan So dis nou weer soos jy sê, die een kind wat nie sukkel om te Ja. konsentreer, hy kyk op die skerm en dit Ja. engage hom, die ander print net uit en dan ja. gat hy. En weet jy wat, as jy is daai kinders, soos my 2 seuns, die een is akademies aangelê en die ander een is net nie. En dis nie, party ouers sit te veel druk op die kinders. Dis nie 'n skande om nie 'n akademiese mens te wees nie, want jy het 'n ander talent. Jy's dalk die entrepreneur. So, maar ongelukkig ons almal moet seker maar 'n matrieksertifikaat kry. Ek meen maar daar. Wel, daai is 'n gesprek vir 'n ander dag. Ja. Wat 'n ander besigheid of industrie is vir jou interessant of ongewoon? Ek wil so ek sê jy het al tuindienste gehad, jy het 2 kafees Ja. wat jy gehad het. Ek dink nie daar's regtig iets ongewoon nie, maar ek hou van vervaardiging. Daai program How It's Made. Ek kan ure na dit sit en kyk, want dan besef jy eintlik jy gebruik iets daar daagliks, maar jy het nooit eintlik besef die moeite wat daar ingaan om daai potlood of daai koppie of daai te maak nie. Ek meen ek het nou die dag gekyk hoe hulle die potskieders, daai staal wol maak. En toe dink ek nogal, ek wonder hoe het hulle dit in die ou dae gemaak, want dis die verskriklike masjien wat hierdie staal rek en dan dit afskuur en dan word dit saamgepers en daar jy gebruik staalwol in jou kombuis. Dis 'n klein jy besef nie die moeite wat daarin gegaan het om en dis vir my interessant. Maar julle is interessant, julle is in produksie, nê. Jy dink julle vervaardig ook, nê. Ja. Met maar om in 'n fabriek te loop en te kyk hoe iets gemaak word, ek vind dit is vir my interessant. Maar ek weet presies wat jy hoekom jy sê. Ek weet nie, dalk is ek verkeerd, maar ek het vir die naweek toe ek nou aan die Vrystaat was met die boere en dan die ouens verstaan nie digitaal nie. Dis omdat hulle dit nie kan aan dit vat nie. En toe sê ek dit is soms ook omdat ek ook uit 'n dienste sektor in Londen kom al die jare. Ja, as ek gaan kyk het toe na 'n kliënt se winkel toe gegaan het of restaurant of kantoor, dan kan ek sien daar is die cleaners, maar as jy in die kantoor sit, dan is jou diens is nie tasbaar nie. Ja. Dis nie 'n fabriek nie. Dit wat ek hier doen is nie jy kan dit doen, maar dis nie tasbaar nie. Dis is om vir 'n 80-jarige te vertel wat is cryptocurrency. Ja, dit is maar ek kan sien ek mis ook 'n fisies. Dis kom ek actually nou uitsien om weer in 'n kantoor met die ateljee in die koffieshop wat ek wil 'n bietjie weer aan iets kan vat. En ek wil dit kan sien daar, weet. Ja. So nee, dit is interessant. Hoe dink jy gaan tegnologie julle industrie impakteer die volgende paar jaar? Ons industrie gaan dit het 'n direkte impak op ons industrie en jaarliks is daar nuwe ontwikkeling, maar dit maak net vir ons ook die spektrum groter. Hoe groter die spektrum van tegnologie is, hoe groter kan ons idees gaan vir wat ons wil doen. Want julle is geposisioneer, julle is daar. Ja. Julle is daar. En ek dink veral wat jy nou gesê het hierdie audio visual en die interaksie met die student en die ek wil sê om weer eens die onderwyser grensloos te maak of die tutor, nê. Ja. Dis 'n wonderlike geleentheid. Wat is jou belangrikste persoonlike doelwitte vir die jaar? Ek het eintlik meer as een. Wel, nommer 1 is die BA jy met jou vakke deurkom. Ja, ek moet my 2de jaar deurkom. En ek moet sê ek kon vir 'n jaar lank, ek was vir 'n groot operasie, so ek kon vir 'n jaar lank nie oefen nie. En ek wil dit net weer ek het die Janaya my kantoor. Ek sleep haar nou saam met my. Sy is my polisieman. Jy oefen saam. So ek moet haar elke dag kry. En die ander een is my skoondogter, en my 2 seuns het vir my gewerk. My skoondogter het nou gaan
Sy het 'n graad in logistieke en sy het nou by Hoërskool Brandwag begin werk, ook in die onderwys. Sy doen ook hierdie jaar haar Engels. En my seun het nou die kar was gekoop 6 maande terug en nou is my ander doelwit om my ander kind onafhanklik te kry, want ek wil nie hulle moet afhanklik wees van my nie. Ek wil hulle moet self suksesvol wees. Het jy van kleintyd af ek wil sê instil jy daai kop skuif om sê luister, doen jy 'n ding of kyk hulle net obviously jy's nou daai proef wat in die pudding is, nee. Weet jy wat ek dink hulle albei my oudste seun het baie goed golf gespeel. Maar hy het op 'n stadium gekom wat hy besef het, weet jy wat, dis nie in eerste plek dis nie so maklik nie. En ek dink hy wou net tyd getrou en hy wou eerder aan 'n toekoms bou. En die jongste enetjie, niemand gaan vir hom sê wat om te doen nie. Hy is 'n klassieke entrepreneur. Ja. Watter gewoontes dra by tot jou sukses? Definitief dissipline en deursettingsvermoë. Jy gaan slaap nie voordat iets gedoen is nie en ek het ook maar die motto aanhouer wen. So jy moet opgee nie. Maar jy lyk vir my baie cool en kalm, is jy? Ja, ek is eintlik. As jy regtig. Ja, ek is eintlik. So, maar dit lyk of jy regtig soos jy's vir my, jy kan hierdie stresvolle situasie, jy vat hom net kalm aan. Ja, ek moet jou sê ek en dink ek stres sonder dat ek weet. En ek sal partykeer ek dink hulle kan sien as ek stres want hulle sê vir my hallo, dan sê ek nie hallo terug nie. Maar die kantoor ken my nou al. Jou kop is op 'n ander plek. Ja, as hulle gesê het, hulle moenie sê, ja, jy hou net my nie gegroet vanoggend nie. Dis net, ek het nie besef jy groet my nie. Ander planeet. Ja. Wat se tegnologie of dit nou 'n app? Siri. So jy weet. Ja, want jy like jou ek kan hulle enigiets vra. En stop. Ek het nou al ons het by die huis het ons mos vir Alexa. Dit mos Amazon se, so ons het nou toe ons teruggekom het. Sy's al 2 jaar oud, so ek dink daar's al klaar nuwe ontwikkelinge of verwikkelinge. Ja, daar's nou hy Google ook. Ja, dit al daai. Maar nou sy nou like ek om radio te luister deur haar, maar ek hou van Groot FM in die oggende. En in die begin as dit Alexa, sê Alexa as dit play groot en na ruk toe kom ek agter is Groot. So jy moet vir Groot FM sê. En dis is hom optel. Sê Alexa, play Groot FM from TuneIn. As hy playing Groot FM from TuneIn. Dan kom Groot FM. So met so 'n bietjie die taal verkrag om hulle laat jou verstaan. Wat is 'n stukkie raad wat jy 'n jonger self sou wou gee? Partykeer vat 'n mens besluite vinnig. Jy moet altyd 'n besluit mooi deurdink en nie altyd anders advies volg om dit vir jouself makliker te maak nie. En ek dink as jy ouer word, jonger, dis moeilik om mense te vergeet. Jy sal in 'n vergewe, jy sal in 'n argument betrokke raak en vir maande dit maak nie eintlik saak nie. En om mense gouer te vergewe, maak jy net gouer vry. Al het iemand jou leed aangedoen en nie jammer gesê nie, gaan aan. Wat maak dit eintlik saak? Daai persoon het dalk 'n slegte dag gehad. Ja. Ek dink dis daai soos daai weer eens die 99% van die goed wat jy dink aan die gebeur is in jou kop. Is daai ek het duidelik weer hierdie stoïcism. Dis mos die ou Romeinse keisers, hulle het mos wat is nie keisers nie, wat was hulle Caesars. Wat wil ek sê, jy weet 'n epos, 'n boodskap wat iemand is 'n neutrale ding. Jy koppel emosie daaraan. Ja. En ek dink 'n epos is klassiek, nee. Jy weet ou stuur vir epos. Jy interpreteer, hier is nou sarkasties. Weet jy, as dit net 'n geskrewe dokument wat ek dink vir 3 verskillende mense en hy kan dieselfde dokument vir iemand anders stuur en hulle sal lees niks nie. Iets aan lees. So waak daarteen om subjektief te reageer op alles. En as jy subjektief reageer, get over it terwyl van jou hart. Ja, en moet nie iets terug sê as jy kwaad is. Hy tot 10 tel. Ek kan vir eerstehands dit is so. Watter persoon dood of lewendig is vir jou inspirasie? Ek wil hierso gaan ek sê my ma. Die lewe het haar soms nie goed behandel nie,
maar sy was altyd besorgd oor ander. Sy het 'n groot impak op ander mense se lewens gehad, maar ek het dit eers besef na haar dood. Wat so groot impak sy gehad het. Sy was meeste van haar lewe alleen. Sy het altyd na haarself gekyk en haar selfdissipline en deursettingsvermoë was ongelooflik. Ek dink dis waar Dis jou verwysingsraamwerk. wat ek het gekry het, en as ek vandag vir haar iets kan sê, sal ek net vir haar dankie sê vir die voorbeeld wat sy was. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.